Down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they've got to fill that quota. And the way things are, I'll bet they never will. Die rugbywedstryd was aan gechommel Saterdag. Ja, dit was nogal Pieter, en die skeieregter het weer 'n probleem gehad met sy sak. Ja, nee, hy het nie bygedra tot hierdie wedstryd. Nee, hy het 'n probleem met sy sak, want daar was iets in sy sak wat hom geplaat. As hy dit lyk of dit hom pla, dan pluk hy 'n geel kaart. Daar daar in sy broek. Ja, ek weet nie, maar dit was 'n goeie wedstryd. Die All Blacks het ons bietjie ietsie gewys, maar okay, ons het op die einde van die dag het ons dan weer 3 gedruk wat hulle nie kon gedoen het nie, maar dit was ook maar dit moes maar met harde spel gewees om dit te vermag, maar ons wees dankbaar. Die Springbokke het gewen en ek sien nou Rassie, hy lag baie breed. Ja, nee. Maar anyway, kom ons kyk, ons begin by hierdie volgende program van ons, of volgende episode. En dan welkom by nog 'n episode van Koffie en Kontrakte. Ons probeer jou help om jou eiendomstransaksies met selfvertroue te hanteer. Dus weer eens, ek is Pieter. Ja, en baie welkom ook Pieter, hier van my kant af. Ek is nou weer Skalk, wat ook nou maar hier met julle sit en gesels. Vandag gesels ons oor 'n baie belangrike stap van die eiendomstransaksie. Dis die afronding van die verkoop of die finale afhandeling van 'n transaksie. Wat 'n rol die oordragprokureurs in die proses, die rol wat hulle speel en om die proses glad te laat verloop. Ja, nee, kyk, ons weet dat die agente gewoonlik die transaksie fasiliteer en dan bystaan met die aspekte van verkoop. Maar soos jy sê, wanneer dit by die finale afhandeling kom, is dit eintlik die transportprokureurs wat al die regsdokumentasie hanteer. Hulle is natuurlik die sleutelspelers wat sorg dat die titel van die eiendom wettig aan die nuwe eienaar oorgedra word. Nee, die agent help ook met die verkoop van die eiendom, maar die prokureurs is maar die ouens wat alles wettig doen en kyk dat alles wettig is. Die oordragprokureur koördineer die hele sluitingsproses en kyk dat al ons dokumentasie in plek is, dat hy ontvang ons 'n hele dik leer met al die goed in. Dis nou die sertifikate en so daai goed is alles en dit is 'n belangrike ding vir hom, want eers wanneer die akte geregistreer, dan word die eiendom amptelik aan die eienaar of die nuwe eienaar oorgedra. Ja nee, kyk, die prokureurs, hulle is met die manne met die dokumente, so hulle stuur al daai dokumente na die akteskantoor vir registrasie, wat dan verseker dat die oordrag wettig geregistreer is soos wat jy gesê het. Dit word in die naam van die nuwe eienaar dan geregistreer. Die proses is gewoonlik wat tyd neem, maar dit is absoluut noodsaaklik om te verseker dat alles korrek en volgens wet gedoen moet word. Ja, dit is belangrik om te weet dat voordat 'n akte geregistreer, ons noem dit 'n akte en dit is nou die oordragakte van die huis. Sodra dit gedoen word, kan die prokureur die akte aan die nuwe eienaar oorhandig as bewys van 'n regmatige eiendom. Hoewel dit kan gebeur, hy kry die akte, die oorspronklike wat die huis aan hom oorgedra is, as hy die huis kontant gekoop het, maar as hy op 'n verband gedoen is, dan gaan hy gaan daai akte na die betrokke bank toe. Hulle hou hom omdat hulle nou die geld ook, kan ek basies sê, aan hom gee. So hulle behou daai ding en 'n afskrif van hom lê in die aktekantoor. So of die oorspronklik is in die aktekantoor, laat ek dit so stel, en 'n afskrif gaan na die bank toe en die eienaar of die nuwe eienaar kry ook 'n afskrif dan daarvan. Ja, en jy weet, dis nou waar hy transportprokureur die kritieke rol speel. Hulle sorg natuurlik dat al hierdie regsdokumente in plek is en dat die proses nie vertraag word nie. En as enigiets verkeerd is, kan dit natuurlik die hele registrasieproses by die akteskantoor strem.
Ja, dit is absoluut so, Pieter. Die prokureurs moet ook verseker dat die finansiële aspekte reg hanteer word, soos die betaling van die eiendom se koopprys sodra die koper die nodige fondse inbetaal het, hanteer die prokureurs die betaling aan die verkoper en minus enige aftrekkings soos sluitingskoste, agentekommissie, al daai tipe van kostes word afgetrek en dan die res word aan die verkoper dan uitbetaal. Ja, so die verkoper ontvang die finale opbrengs van na al hierdie aftrekkings soos wat jy sê. Dan natuurlik die koper het dan amptelik die titel van die eiendom op hulle naam. Dis dan ook die transportprokureur se verantwoordelikheid om seker te maak dat die regte dokumente aan die koper oorhandig word nadat die registrasie van die eiendom voltooi is. Dis reg, en wanneer die registrasie by die aktekantoor afgehandel word, die koper amptelik die nuwe eienaar van die eiendom. Dit kan die akte aan hulle oorhandig, soos dan dis ook 'n groot oomblik vir die beide, die koper en die verkoper. En dis waar die prokureur se kundigheid regtig deurslaggewend is. Wanneer dit ook gebeur hy word vandag 12:00 geregistreer, vanaand, vanmiddag, wanneer ook al, is waar ons as konsultante inkom of gaan oorhandig ons die sleutel aan die nuwe eienaar en gee vir 'n bottel champagne en botteltjie, 'n bondel bosblomme of iets in die lyn wat ons dink wat hulle dan welkom heet in hulle nuwe huis. Ja, dit klink alles soos 'n gladde proses as dit alles reg bestuur word, maar dit beklemtoon net weer hoe belangrik die rol van die transportprokureur is om alles wettig en reg te laat verloop. Sonder hulle kan die hele oordragproses natuurlik in die wiele gery word. Ja, en die grootste uitdaging in so 'n geval is natuurlik die foutiewe ontbrekende dokumentasie. Dis waarom die prokureurs alles noukeurig moet deurgaan vir die dokumente na die aktekantoor gestuur word. Hulle sorg dat daar geen probleme is as die registrasieproses kan vertraag nie. En dit gebeur nogal so nou en dan. As jy 'n ou het wat nie al die dokumente het, dan gooi die aktekantoor hom terug en dan moet hy weer van voor af alles weer deurgaan en dan kan word hy weer ingedien. En dit is 'n vertragingsproses wat dit behels. Ja nee, Skalk, dit wys net weer eens dat goeie kommunikasie en betroubare prokureurs van kardinale belang is. Jy weet, as die prokureur sy werk korrek gedoen het, is daar minder kans op probleme en kan beide die koper en die verkoper die proses met gemoedsrus voltooi. Nee, dis so dit is baie opwindend vir die koper, want sodra die registrasie afgehandel is hulle dan die trotse eienaar van die eiendom. Die verkoper aan die ander kant kan aanstoot met hulle volgende projek of fase in hulle lewe. Met ander woorde, hulle kan nou hy kon al begin het om na 'n nuwe huis te kyk of 'n ander plek of 'n aftreeoord en dan weet hy, luister, my geld word nou oorbetaal. Die geld van die prokureur af gaan sommer nou direk in die volgende transaksie in, want hy het nou 'n plek gekoop in 'n aftreeoord of 'n kleiner plek of wat Huisie by die see. Of 'n huisie by die see. Ja, daar waar jy met jou voete in die sand kan sit, die water so nou en dan hier oor jou voete spoel. Ja nee, kyk, vandag het ons gesien hoe die transportprokureurs die regsdokumente en die registrasie van die aktes hanteer, die titel aan die koper oordra en die finansiële transaksies afhandel om die verkoop finaal te maak. Ja nee, en dit is waarom dit so belangrik is vir 'n span te hê wat die transaksie glad laat verloop. Terwyl die prokureurs die wetlike kant hanteer, kan jy rustig jou koffie geniet dat jy weet alles is in baie goeie hande. Nee, ons hoop vandag se episode het vir 'n duidelike prentjie gegee van hoe die afronding van 'n eiendomstransaksie werk en hoe die prokureurs natuurlik die oordrag na die nuwe eiendom en nuwe eienaar die nuwe eiendom verseker. Dit is dan al vir vandag se episode van Koffie en Kontrakte. Dankie dat jy ingeskakel het. En onthou om ons volgende keer weer te, soos die Engelsman sê, join vir nog wenke en insigte oor die eiendomswêreld. Tot volgende keer. Totsiens. Baie dankie Pieter, dankie vir die gesels. Lekker dag verder.
The views expressed in this podcast are for informational purposes only and should not be construed as legal or financial advice. Always consult with a qualified professional before making any real estate decisions. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil.